Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met jou en baie welkom by nog 'n program van Koffie met die Koning. En ek het vandag 'n baie spesiale gas weer hier, Adrey. Ons het die vorige keer so lekker gesels en vir die van julle wat nie die vorige program gekyk het nie, wil ek baie sterk aanraai om te gaan kyk. Adrey werk met trauma en sy werk met baie mense en sy het al baie mense gehelp, waaroor ek natuurlik baie dankbaar is, want dit is vir my 'n absolute voorreg om altyd mense na jou toe te verwys. Maar voordat ons begin, kom ons bid net gou saam. Here, baie dankie dat ons vandag weer by u voete kan kom sit. Here, ek bid dat u elke luisteraar en persoon wat vandag kyk, sal aanraak. Here, dat u ons ore vandag sal open, dat ons kan hoor wat u vandag vir ons wil sê. Here, kom raak ons harte vandag aan, ons oë, Here, sodat ons nooit weer dieselfde sal wees nie, want ons was in die teenwoordigheid van ons wonderlike koning. Ek bid dit nou in die kragtige naam van Jesus. Amen. Ek hoop jy het jou koppie koffie gereed en Adrey, kom ons ching. En ja, baie dankie. Baie seën en dis lekker om jou vandag hier te hê. Wil jy nie net vinnig vir ons recap waaroor ons die vorige keer gesels het en dan vat ons dit van daar af nie. Baie dankie. Dankie. Ja, ek dink net in kort om net bietjie my geskiedenis was ek het 'n passie en 'n hart vir mense. Ek het vir alle passie en hart met mense met seer en ek weet my geestesgawe is emosionele genesing. So ons het bietjie gepraat oor trauma en wat is trauma, en ek het net gesê, maar trauma is altyd hierdie akute of intense gebeurtenis wat gepaard gaan met intense emosies, en dit gebeur gewoonlik in die teenwoordigheid van hulpeloosheid of magteloosheid, waar ons geen beheer het wat met ons gebeur nie. Ja. En 'n ander manier ook om oor trauma te praat is, trauma is die oorblyfsels van wat fisiologies in ons liggaam plaasvind, na aanleiding van wat met ons gebeur het ekstern. Met ander woorde, ons liggame kan reageer op 'n emosionele iets wat met ons gebeur het. Absoluut. So trauma is nie soseer dit wat met my gebeur nie, dis wat binne my gebeur, as gevolg van dit wat met my gebeur. Ek hoor jou. Ja. Ek hoor jou. Dit is basies in kort waarop trauma neerkom. Baie interessant. Weet jy wat, ons het gesê, ons gaan vandag bietjie praat oor die tipes traumas, en jy het 'n baie goeie voorbeeld van die koukblikkie gebruik. Wil jy nie dit ook met ons deel nie? Ek verduidelik altyd so dat as ons 'n koukblikkie vat en iets, ons skud daai koukblikkie en ek sit hom net daar neer en ons gaan net weer aan. En dan skud ek hom weer volgende week en dan gaan ek weer aan, ek sit hom net neer. Dis baie soos trauma. Trauma is elke keer as daar iets intens met ons gebeur, dan skud iemand hierdie binneste van jou, want jou liggaam skei adrenalien af, hy skei kortisol af, hy skei 1400 biochemiese reaksies af, en dan partykeer gaan ons net weer aan, en ons maak asof niks gebeur het nie, en ek kners op my tande, en my maag trek op 'n knop, en ek gaan net aan, want ek doen niks met daai dinge wat met my gebeur het nie. En dan volgende week gebeur daar weer iets met my, of volgende jaar gebeur daar weer iets met my, of oor 5 jaar gebeur daar weer iets met my. En trauma bou op in ons liggaam, in ons senuweestelsel. Want as daai fisiologiese reaksie wat plaasvind, elke keer as ons deur 'n traumatiese ervaring gaan, as dit nie verwerk en sy volle siklus voltooi nie, dan sit dit en dit stoor as gestoorde energie, en gestoorde oorblyfsels, en dit sit in verskillende vorme. Kom ek verduidelik gou so. Wanneer 'n karalarm afgaan, gaan hy af om ons te beskerm, of vir ons te sê iemand is dalk besig om in te breek by jou kar. Of as jou huisalarm afgaan, dan is dit om ons te waarsku, daar's dalk of 'n venster wat oop is en die wind waai te erg, of daar is iets wat nou gebeur en jy's onveilig. Ons breine het presies dieselfde meganisme. Die Liewe Vader het bedoel dat ons brein ons beskerm teen dinge wat met ons gebeur. Ja. En wanneer daai alarmpie in jou brein afgaan, is dit om jou te beskerm, maar wanneer hy afgaan, gaan hy af in een van 3 maniere. Dat is eintlik nou 4 of 5 maniere waarvan ek praat, maar die 3 basiese maniere is, of jy hardloop weg so vinnig as moontlik van hierdie leeu wat nou uit die bos uit kom, soos hierdie vlugreaksie. Ja, dis daai veg of vlug. Ja, of jy wil beklei, en ek wil net myself beskerm teen hierdie ou wat my met 'n mes nou wil aanval, of ek vries, en ek verlam, en ek verstar, en ek kan letterlik nie beweeg nie. Ek weet as ek 'n voorbeeld kan noem, en dit is nou traumatiese goed waarmee ek werk so, ek het met 'n man gewerk wat sy vrou verkragt is, en in die oomblik dat die mense ingekom het en hom gedreig met sy lewe en hom vasgebind het, het hy verstar. So sy vriesreaksie het ingetree.
en hy moes toesien hoe sy vrou verkragt word. En die skuldgevoel en die verwyte wat hy met homself gehad het, was enorm geweest, totdat ek verduidelik het vir hom, hoor jy, dit is nie jy nie, dis jou alarm in jou brein wat letterlik verstar het. Dit is soos, iemand sien iets traumaties gebeur en jy kan amper nie beweeg nie, daar's lood in jou bene, dis daai vriesreaksie. Ja, want dit is daai ding van, dit is doodnatuurlik, dink ek, om na die tyd te gaan vra, maar wat het ek verkeerd gedoen? Kon ek iets anders gedoen het? En eintlik het jou liggaam net gereageer om jouself te beskerm, so daar is nie noodwendig, dink ek, 'n reg of 'n verkeerde manier nie. Jy het nie beheer daarby nie. Ons praat van jou autonome senuweestelsel, is daai senuweestelsel van jou wat outomaties, soos as jy nou kos eet, outomaties word jou kos verteer. Jy hoef nie vir jou liggaam te sê, kos verteer gou nie. Dit gebeur outomaties. So dis daai autonome senuweestelsel, hy skop in en ons het nie beheer oor hom nie. En as ons verstaan dat in 'n traumatiese situasie het ons nie beheer nie, en ek het gesê, dit gebeur in die teenwoordigheid van hulpeloosheid en magteloosheid. Jy het nie beheer oor dit nie gebeur nie, maar jou liggaam reageer. En daar is hierdie enorme hoeveelheid adrenalien, enorme hoeveelheid kortisol wat in jou liggaam afgeskei word, om te gaan na jou groot spiergroepe toe, om so vinnig as moontlik weg te hardloop, of om so sterk as moontlik te wees. Dink so 'n bietjie, as daar 'n bus op jou kind afkom, en jy sien dit raak en jou kind sien nie, jy sal spring 3 meter, bo-natuurlike krag kry, om jou kind uit die pad uit te probeer stamp, om te beskerm teen die. So dit is daai bo-natuurlike, verskriklike hoeveelheid kortisol en adrenalien, wat afgeskei word in ons liggaam, wanneer ons deur 'n traumatiese ervaring gaan. En as ons praat van verskillende tipes trauma, dan dink ek aan 'n voorbeeld soos, as ons komplekse trauma, is trauma op trauma, op trauma, op trauma. Dan sit jy met, ek is gemolesteer toe ek 3 jaar oud was, ek is verkragt toe ek 5 jaar oud was, ek het deur die trauma gegaan van iemand in my gesin wat dalk dood is in 'n ongeluk, en ek het nog trauma, en ek het verhoudingstrauma, en dan sit jy met komplekse trauma, wat elke keer gestoor is, want onthou, niemand leer vir ons wat maak jy met trauma nie. Presies, en dit is hoekom hulle sê, dis baie keer 'n klein dingetjie wat maak dat jy knak. Presies. Jy weet, want dit, ander goed is nooit gehanteer nie. Ja, want die trigger sit op jou senuweestelsel, so, ek het in die eerste episode gesê, dat ons brein het ons rasionele, konkrete brein, dat ons emosionele gedeelte van ons brein, dat ons breinstam, wat ook jou 5 sintuie insluit. Nou, jou 5 sintuie is ryk, hoor, voel, proe, sien. So jy kan wees in die teenwoordigheid van iemand wat lyk soos die oortreder, of jy kan in die teenwoordigheid wees van 'n sekere reuk, en jou liggaam kan reageer, asof die trauma nou net met jou gebeur. Ja, hulle noem dit 'n body memory. Dis reg, en dit is 'n trigger, en dit is hoekom ons sê, as ons praat van trauma, dan praat ons van triggers wat op jou senuweestelsel sit. So nou het ons 'n committed, dierbare kind van die Here, baie lief vir die Here, het vrygespreek, het vergewe, maar ergens kom daar 'n persoon, en hy lyk net soos jou verkragter, en daar's 'n reuk wat jou laat dink aan die lavenderbos waarby jy verkragt is, en ewe skielik het jy 'n paniekaanval. So wat beteken dit? Ek het nie vergewe nie. Nee, dit beteken net, my senuweestelsel het vasgeklou aan hierdie traumatiese gebeurtenisse. Dit lê op hierdie sterk deel wat in my basiese brein is, hier in my breinstam, waar my sensoriese brein is, en dit laat my senuweestelsel reageer. So, en dit gebeur baie keer wanneer mense sê, ek sukkel met angs, of ek sukkel met goeders, dan is dit baie keer nie dit nie, dan is dit nie dat jy 'n angskondisie het nie, dit is iets wat met jou gebeur het, wat nog gestoor sit in jou liggaam. Nou, ek wil nou vir jou 'n praktiese vraag vra. Sien nou maar iemand luister nou hier, en jy kan absoluut assosieer met wat Adrey nou vertel het, en want 'n mens sit baie keer dalk in 'n doodnormale omstandighede, jy kan by familie wees, jy kan tussen vriende wees, en skielik trigger iets jou. Wat maak 'n mens op daai oomblik, want jy is nie dan in 'n beradingssessie nie. Nee. Hoe kan 'n mens dan deur so iets werk, totdat jy kan hulp kry vir dit? Jy sien, die groot ding is, ons moet verstaan dat dit fisiologie is. Ons moet verstaan dat wanneer daai alarmpie afgaan, 'n alarm verstaan nie praat nie, 'n alarm verstaan nie redenasies nie, 'n alarm verstaan nie, dis okay, raak net rustig, moenie worry nie, dit gaan nie, dis nie so erg nie, want onthou nou, alarm, jou trauma lê in jou emosionele brein en in jou breinstam, nie in jou rasionele brein nie. So alle suurstof, as jou alarm by afgaan, alle suurstof weg van jou rasionele brein af, hy gaan nie, en hy stuur syne na jou liggaam toe, na jou sensoriese deel van jou liggaam. En daai rasionele deel waar taal ook lê, is dan nie aan boord nie. So al wat dan werk is, ek sê altyd, jy moet die taal van die alarm praat, en die enigste taal wat 'n alarmpie verstaan is asemhaling.
So die eenvoudigste ding wat ek altyd vir mense sê, wanneer daai dingetjie vir jou tref, wanneer jy die minste verwag, moet jy gewoonlik jou uithaal, ons praat van inhale en exhale, jou exhale moet langer wees as jou inhale. So daar is 'n kwessie van jy haal asem, en dan uit vir 4. Jy begin net jou senuweestelsel reguleer. Jy probeer net hierdie alarmpie sê, dis okay. Jy is nie in gevaar nie. Jy sit nou hier en jy is veilig. So die heel eerste en die belangrikste ding wanneer iets jou so tref, is net om asem te haal. Ons praat, daar's die nuutste navorsing wys, hulle praat van 'n psychological sigh, wat letterlik 'n dubbele inasemhaling en 'n stadig uit is. So dis letterlik so, en dan baie stadig, en jy doen dit so 3-4 keer. Dan sê jou suurstof net weer gaan terug na jou rasionele brein, en dan eers is jy ontvanklik vir woorde. En ek dink, ons probeer altyd iemand met woorde paai. Jou rasionele brein waar woorde en sinsnedes is nie aan boord, wanneer jy deur trauma gaan. Dis asof daai persoon nie jou kan hoor dan. Hy hoor jou glad nie. Dus hoekom wanneer iemand deur trauma gaan, dink net so 'n bietjie, as iemand nou net tragies oorlede is. Iemand is nou net in 'n motorongeluk oorlede. Iemand het nou net afgesterf. Jy gaan nie nou lang stories praat met daai persoon nie. Jy gaan net langs moet sit. Gaan sy hand vashou en jy gaan net asemhaal en jy gaan net sê dis okay. Jy sê niks eintlik nie. Hoe minder jy sê, hoe beter. Hoe meer jou senuweestelsel net gereguleer is en jy net rustig en kalm is, hoe meer reguleer jy ander mense se senuweestelsel. En ek dink dis baie keer my werk. Ek weet ek kan nie met iemand praat wat so geactiveer is en so ontsteld is of so emosioneel is nie. Ek moet hom eers net kalm en rustig kry, ek moet sy senuweestelsel eers kalmeer, en wanneer daai senuweestelsel gekalmeer is, dan begin ek die rasionele brein betrek en ek begin praat. En dis hoekom ons moet verstaan, watter deel is die sterkste deel. Die sterkste deel in ons brein is nie waar ons rasionele brein lê, waar ons probleme probeer oplos, waar ons Bybelversies quote nie, en ons doen dit met goeie bedoelings. Ons sê die Here sê, so en so, dis heeltemal reg, maar jou alarmpie het afgegaan, jou alarmpie, en die Here het ons alarmpie gemaak om ons te beskerm. So ons moet verstaan hoe die Here ons gemaak het, om net eers veilig te voel, om net eers asem te haal, en in die teenwoordigheid van veiligheid, is wanneer genesing plaasvind. Nie wanneer ons klomp verse herhaal, en klomp praat, en klomp goeders doen met mense. Ja, jy weet, dit is eintlik, ek luister wat jy sê, en dit is net vir my ongelooflik hoe die Here 'n mens, ons almal, met soveel detail gemaak het, jy weet, en asemhaal, dit is 'n basiese ding, maar kyk net wat se effek het dit op ons liggame. Dit is net vir my ongelooflik. Ja, as ons dink wat sê die Bybel selfs oor asemhaling, nee, the very breath of God is in us. Ja. En as ons dink die woord Yahweh, nee, wat is dit? Presies. Dis eintlik net asem. Dit het eintlik nie, jy kan amper nie Yahweh uitspreek nie. Nee. Dit is net 'n asem. En dis asof God net vir ons wil sê, wees net stil en weet, ek is die Heer. Ja. Kom net eers tot stilste. Laat al daai senuwees, al daai adrenalien, al daai kortisol net eers gaan bedaar. En dan, wanneer ons bedaar, kan ek kom en ek kan kom genees. Ek kan kom herstel. Ja. Maar ek dink die ding met trauma is die feit dat ons nooit toegelaat was om sekere goeders te voel nie. Dink nou byvoorbeeld, 'n kind is in die klas, die juffrou verneder hom voor die hele klas. Sy hele alarmpie gaan af en hy wil vlug uit daai klas uit, maar hy mag nie. So wat gebeur? Sy hart klop vinniger, sy maag trek op 'n knop, hy voel naar, maar hy moet nou sit en sterk wees. Hy knars op sy tande, hy kry verskriklike hoofpyn en hy gaan huis toe en sê vir sy ma, ek voel nie lekker nie, ek wil nie môre skool toe gaan nie. Ja, weet jy, ek onthou op skool was daar 'n juffrou wat my in die hoërskool, o Jessie, sy het vir my gegaan hoor. Dit was baie erg. En dit het vir my jare gevat om dit te hanteer. Kom ons praat sommer nou daaroor. Sien nou maar hier, luister nou iemand wat se kinders dalk by die skool geboelie word, of deur 'n onderwyser of onderwyseres sleg behandel word. Wat in die praktyk, hoe hanteer 'n mens dit? Kyk, ek het nou ook lank by 'n skool gewerk, ek het vir 8 jaar gewerk as 'n skoolsielkundige, so ek weet hoe dit voel vir 'n ouer wat inkom en voel my kind is verontreg. Ek dink die eerste ding is net altyd, kom ons hoor net eers mooi al twee kante en hoor wat het presies gebeur. Presies, ja. Want ons almal kyk na die lewe deur ons eie bril.
en ons eie bril sê vir ons iets was erg. So ek het ook al geleer dat 'n kind sal byvoorbeeld sê ek is geboelie want die juffrou kyk skeef na my toe. Nou ja, dit kan wees hierdie breinstam van hom waar hy iets gehoor of geproe of geruik of gesien het en hierdie kyk laat hom dink aan sy pa se kyk wat hom altyd verkleineer en verneder gevoel het. So dis vir my 'n fyn lyn tussen wanneer moet ek hierdie kind help om sy triggers te prosesseer en wanneer moet ek regtig intree en wanneer is dit regtig boelie? Wanneer is dit totale onaanvaarbare, onregverdige diskriminasie en dit is regtig net nie goed hanteer nie. En dan moet jy as ouer intree want onder die ouderdom van 18 is jy in beheer van jou kind en moet jy vir jou kind sy veilige plek en sy beskerming wees. Maar soveel kere ervaar mense iets en ek het so al geleer. Uit watter bril het jy gekyk? Is dit deur jou trauma-bril waarmee jy na die lewe kyk? Want as dit deur jou trauma-bril is, gaan jou baas nie reg wees nie, jou man of jou vrou gaan jou nie reg hanteer nie, jou vriende hou nie van jou nie, en dan moet jy vir jouself sê, maar wag, wat is hierdie oorkoepelende tema in my lewe, wat ek die hele tyd mee sukkel, want ek sukkel nou. Ja, want ons het 'n vorige keer gepraat byvoorbeeld oor verwerping, met ander woorde, as ek altyd verwerping gaan ervaar, en ek kyk deur die lewe, deur my verwerpingsbril, as ek dit so kan sê, dan gaan ek voel ek pas nooit in nie, dan gaan ek voel, maar daai een het iets teen my, jy weet so, dis baie waar en wat jy sê. En dit is dan so belangrik, dis om ek sê, vind net altyd uit, wat is aan die ander kant van die saak ook, want baie keer kan mense met die beste intensies iets sê vir 'n kind wat dit totaal verkeerd opneem, wat nie so bedoel was nie. So ons moet so mooi onderskei tussen wat het regtig gebeur en wat is die kind se persepsie van wat gebeur het. 'n kind sal baie sê, die juffrou het op my geskree. En dan maar die juffrou het eintlik nie geskree, sy het net hard gepraat en gesê julle moet nou stil bly. Maar omdat die kind dalk baie om mee geskree was toe hy klein was, of omdat daar geweldige bekleierery by die huis was, is hy so sensitief vir skree dat dit vir hom verskriklik traumaties is as iemand skree of iemand net hard praat. So ons moet net altyd mooi assesseer wat het presies gebeur en wat praat hier met my? Is dit net iemand se trauma of is dit dalk net regtig wat gebeur het en ons moet intree en ons moet gaan help? So en as ouer ook, gaan hoor wat jou kind sê en speel duiwels advokaat en sê vir hom wat het gebeur voor dit gebeur het en hoekom het dit gebeur? Probeer die konteks binne die storie kry. Precies. Voor jy dalk ooreageer om skool toe gaan en die onderwyser in die hoof gaan uitskel en sê hoor dit het nou met my gebeur en ek is onaanvaarbaar. Want ek het net al geleer daar's altyd 'n ander kant. Kom ons gaan hoor net gou eers die ander kant. Ja, ek hoor jou. Audrey, daar is baie verskillende tipes traumas. Wil jy nie net 'n bietjie met ons daaroor ook praat nie? Ja, ek dink ons het in die eerste episode gepraat van hoe jy al as klein kindjie verwerping kan beleef, nie as 'n babatjie. So ons praat van attachment trauma of bindingstrauma, wat letterlik is, my huis is nie my veilige hawe nie, dis nie die plek waar ek veilig voel nie, my behoeftes word nie bevredig op tyd, op 'n toepaslike manier, en ek word net gelos om te huil en te huil en te huil, en wat my ouers sê ek is net stout. Dan wat ervaar jy? Jy ervaar niemand troos jou emosies en niemand wys vir jou om jou emosies te hanteer nie, en jy moet mure bou om te probeer oorleef. En ons praat van daai attachment trauma vorm die raamwerk van enige toekomstige verhouding. Of dit 'n verhouding met 'n onderwyser gaan wees, of dit 'n verhouding was met jou toekomstige man of vrou, of dit 'n verhouding is met vriende of kollegas. Daai manier hoe jy versorg was en hoe jou behoeftes voorsien was in daai verskriklike belangrike breinontwikkelingsfase. Jy weet, ek dink aan ouers wat goed bedoel, hulle kinders sleeptrein en daai kind word gelos om te huil vir ure en dan dink jy, yes, ek het dit reg gekry, my kind slaap nou fantasties. Maar wat eintlik gebeur het, is daai neuronkoneksies, die brein vries van 'n oormaat kortisol en van vries raak jy aan die slaap. So dis 'n vriesproses, nie eers 'n fight and flight nie. So dis trauma. So daar is 'n klein kleintjie kan nie manipuleer nie. Maar dis nou 'n eenvoudige voorbeeld, want ons almal maak foute, en ek sê altyd, ek het een keer by die skool, by die onderwysers ook hier gepraat, dus begin alle onderwysers voel, maar nou het ons almal droog gemaak met ons eie kinders. Ons het almal foute gemaak met ons kinders toe hulle groot geword het. Ons het almal foute gemaak. Ek praat nie van dit nie, ek praat van wanneer jy 'n geweldige onveiligheid ervaar as kind. Van een oomblik is jou ouers so, en die volgende oomblik is jou ouers so. Of daar is byvoorbeeld alkoholmisbruik, of daar is byvoorbeeld 'n mental health issue, en die ouer is baie onstabiel in sy verhoudings. Dat 'n kind nie weet, moet ek glimlag, moet ek nie glimlag nie, mag ek bly wees, mag ek nie bly wees om my ouer te sien nie, wanneer gaan ek 'n klap kry, wanneer gaan ek 'n glimlag kry. Daai verskriklike hoeveelheid trauma maak dat ons soveel mure bou
om ons te beskerm. En dit speel af in verskillende verhoudingsstyle wat ons dan probeer aanpas, om te probeer inpas by die samelewing. Sure. So dis een voorbeeld van intense trauma wat regtig 'n lang pad van genesing is, want jy moet eers leer hoekom is jy soos jy is, en veral in huwelike sien ek dit. Wanneer die een persoon net glad die konflik kan hanteer, die een vries altyd van 'n situasie, of die ander een wil net die hele tyd beklei, daai kan mens terugvoer na hoe jy groot geword. Presies, ja. En dit is so belangrik, juist dan as mens weer daaroor praat, te sê, maar jy moet maar altyd die gesin weet van wie jy in trou, om te verstaan hoe hulle konflik opgelos. Baie belangrik, mens moet, maar kan jy glo, ons tyd loop alweer uit, en ons het nog nie eers oor ontwikkelingstrauma, of addiction, of incidente trauma, ons gaan nog 'n program definitief maak. Adrey, dankie vir jou tyd, ek kan nie glo, dat die tyd nie so vinnig verbygaan nie, en ek wil vandag vir jou sê, jy wat kyk asseblief die vorige program, en stuur dit aan mense, want dit is goed wat hier gepraat word, wat so belangrik is, wat elkeen van ons raak, en ons gaan definitief aangaan met hierdie reeks, wil ek amper sê, wat gaan oor trauma. Adrey, as daar miskien iemand vanoggend kyk wat hulp nodig het, wil jy nie net met hulle praat, en net vir ons afsluit met 'n gebed nie, asseblief, baie dankie. Nee, vir jou wil ek net sê, daar is hulp. Jy is met 'n doel op hierdie aarde geplaas. Die Here sê, you are fearfully and wonderfully made. En dat ons weet, God is 'n God van genesing, en God is 'n God van herstel, en hy het gesê, ek wil vir jou lewe gee, en dit in oorvloed. En as jy voel, jy het nie 'n oorvloedige lewe nie, wil ek sommer nou 'n gebed oor jou bid. Dankie Vader, dat ons kan weet hoe wonderlik U ons breine gemaak het, hoe wonderlik U ons liggaam gemaak het, hoe wonderlik U vir ons openbaar, hoe ons kan genees van sekere goeders, wat oor ons pad gekom het, Here. Dankie dat ons weet, U is die groot geneeser, en U kan in 'n oomblik vir ons van ons elke sel in ons liggaam, en elke sel in ons brein herstel. Maar dankie ook, Here, dat U vir ons mense gee, met vermoëns en met gawes, wat ook daai genesing kan bewerkstellig. En ek wil net bid vir elke luisteraar nou, dat U vir hulle sal aanraak, tot in die diepste wese, en U weet dat U wil genees, en U wil herstel. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Adrey, baie dankie vir jou kosbare tyd. Ons weet jy is baie besig, en baie dankie, liewe kyker, dat jy ingeskakel het. Forward dit asseblief aan almal wat jy ken, want hierdie is so 'n relevante onderwerp. En tot 'n volgende keer met Koffie met die Koning. Geniet jou koppie koffie, en baie seën vir jou.